Vroegmôre in een van die klein dorpies op die tuinroete verwag 'n mens doodse stilte, waar berg en bos en mens nog slaap. Maar in Hoekwil, net buite wildernis, wemel dit van kameras, klanktoerusting, grimeerkunstenaars en talent. Bloed is dikker, maar tee is sterker. Dit is die loklyn van Kyknet se splinternuwe familiedrama Appels en Tee. 'n Storie oor twee vriendinne se hegte vriendskap en die donker geheime wat hulle jare gelede uitmekaar gedryf het. Appels en Tee kom uit die storiepen van gesoute TV-skrywer en regisseur Berdien Burger, van onder andere Die Byl. Sy was ook vervaardiger van Juffrou X, wat ook in Hoekwil verfilm is. Berdien, baie lekker om vir jou te sien hier op Stel vandag in Hoekwil. Op Stel in Hoekwil, baie welkom in my tuisdorp. Nou kyk hoe bedrywig is dit hier, né? Kyk hoe bedrywig is Maar dit. dit moet vir jou lekker wees. Om projekte hier te kan doen, beteken dat ons kan terug belê in die gemeenskap. En ek dink hier's soveel mooi goeders wat hier gebeur en soveel talentvolle mense wat in die area is, om die geleentheid te kan gee vir hulle om saam met ons te werk aan projekte. Appels en Tee, wat sit agter daai titel? Ek dink daar's baie simboliek wat agter dit lê. Adam en Eva, en ek dink 'n appeledag wat die dokter weghou. En dan tee is uiteindelik medisyne. Dit is as jy dink aan tee, is dit twee vriendinne wat saam sit en 'n koppie tee geniet. As iemand nie 'n goeie dag het nie, dan gee ons vir hulle 'n koppie tee. Ja, ek dink dit is maar die ontmoeting van die mitologie van vrou wees en saam wees. En ons weet dat bloed is dit wat ons as families aan mekaar bind. Maar daar's iets te sê van vriendskap en vriende wat familie word. Ek het besluit dis op die huis. Ek wil net vir 'n oomblik stil staan by Diaan, want dit is haar terugkeer na die kleinskerm toe. So jy het iets reg gedoen om haar uit te lok. Of hoe dit gebeur dat sy aanvanklik net ja gesê het. My man het een keer vir my gesê, "Jy's moeilik, my vrou." Toe sê ek, "Jy mag nie vir my sê ek is moeilik nie." Toe sê hy, "Wel, jy het baie spesifieke behoeftes." So ek dink die geleentheid om 'n karakter te kan skep met baie spesifieke behoeftes en kompleksiteite is een van die goed wat vir Diaan lekker was. Die res van die rolverdeling sluit in Ivan Zimmerman, Rika Sennett en Vilhelme Rits, om maar net 'n paar te noem. Nuwelinge soos Jacques Erasmus en Bianca Langedyk maak ook deel uit van die rolverdeling. Hoe voel jy oor vandag? Ek is al vir 'n rukkie plus honger om weer 'n bietjie toneel te speel. En is lekker om ouer vroulike karakters te speel wat nie eendimensioneel is nie. En dit was verfrissend. Ek word gewoonlik in sekere kategorieë gecast en it's been nice. Voel asof die hele wêreld sy mes in het vir ons. Nêrens Noord-Kaap, niggies, Appels en Tee, die familiedramas jaag jou. Nee, dit lyk my ek is nou op daardie ouderdomsvlak, waar ek definitief familievriendelik is uiteindelik. Jy was nog altyd vol komplimente. Ek het net bedoel. As iemand wat ook self besig is om ouer te word, soos wat mense maar doen, die entropie van die lewe en so meer, is dit vir my lekker om karakters te speel wat ook mag ouer word. Ek dink daar is 'n tendens in ons samelewing op die oomblik dat ons nie vroue regtig toelaat om not to let them age gracefully. Maar in my ervaring ook is oud word nie regtig ongelooflik graceful nie. Maar dit is lekker om 'n karakter te speel wat nou in daardie tyd van haar lewe is. Wat wil jy hê? Lisa het haar eie teetuin, getroud met David en obviously Lisa en hulle het een seun, François. Hulle is soos die it couple in die dorp. That's wat jy sien van die buitekant af. Miskien 'n lewe waarvan sy nie eintlik hou nie, soos wat baie mense doen. Ja, dan daag haar verlede op. My karakter is baie ek het hom nie heeltemal verstaan toe ek die tekste lees, toe dink ek, okay, daai is moontlik. Ja, maar met die ontwikkeling van die skiet van die movie raak ek verlief. Hy's 'n alleenloper meestal. Hy is nie bang om alleen te wees nie in die woud. Ek sal jou op hoogte. My hare was anyway omtrent so en ek het 'n baard gehad. So dit het gepas. Hallo. Jy lyk goed, man. Dis is nie jou hulp nodig nie. My karakter sy naam is Griet. Sy's 'n predikantsvrou, maar 'n weduwee. En daar het 'n krisis gebeur in hulle jong dae. Wat so interessant is van hierdie projek is die twee tydlyne. So dis interessant om dit te sien afspeel teenoor mekaar, dat wat gebeur het in die verlede ook 'n effek het
natuurlik vir die res van die lewe. Ek kan jou nie hoor nie. So my karakter is doof en die uitdaging met dit was in die begin moes ek die stem geleer het met die handgebare, so dit was multitasking. Ja, lippe kan jy seker ek nie hoor nie. Ek het van hom gechallenged word, so dit was vir my briljant om dit te kon leer. Ek train môre kliphard vir my skippers, onthou. Ek speel die rol van François Rousseau. Hy is die seun van Lisa Rousseau en David Rousseau. Hy pas my eintlik, ek moet sê in die middel van dis al die drama om Lisa en David en Jakkels en Griet en Hans, hulle maar hy en Annie hulle eie tipe journey tussenin ook soos wat kinders maar inpas by groot mense. Dis nie net op skerm waar twee formidable vroue die septer gaan swaai nie, maar ook agter die skerms. Die komponis, Janine Neetling, gaan die klankbaan behartig en om seker te maak elke skoot tref 'n snaar, is Sonel Haasbroek wat ook kamerawerk gedoen het vir Showmax se trompoppie. Hoekom sê gaan mense hierdie reeks so geniet? Ek love 'n familiedrama en dan is daar natuurlik ook 'n paar verrassings. Die twee hoofkarakters is twee vrouens en hulle is nie noodwendig net goed of net sleg nie. 'n Mens sien hulle menslikheid nogal. Dis die perfekte storie vir nou. Ek wil dit wat ons hier gedeel het op stel, wil ek deel met die res van Suid-Afrika. Nou mag dalk 'n donker geheim wees wat hierdie twee vriendinne van Appels en Tee jare gelede geskei het. Maar hierdie nuwe familiedrama gaan kykers ook herinner aan die medisyne wat vriendskap is en dat liefde deur enige en alle seisoene seëvier. En boonop gaan dit ook laat hinker na pragtige appelboorde en stowwerige plaaspaaie van ons mooiste klein dorpies. Appels en Tee begin volgende week Dinsdag net hier op Kyknet.